Wat doen ons vandag? Waar toe gaan ons? Ja, ons gaan maar op van die kant. Ons gaan naar die British Museum toe. Yay! Al die stolen goods te zien. Oh, exciting. Ek is bietjie... Ek was so moeg vanoggend, ek het so gesukkel om wakker te word. Ek het so bietjie verslaperig. Ek was wakker en draak ek het weer in slaap. Ek kon nie opstaan nie. Daar's 'n nuwe Star Wars movie uit en hulle het so 'n hele setup net hier buite die treinstasie. Waar jy foto's kan neem met stormtroopers. Soos dit. En ons kry free cookies. Ons gaan nie in hierdie ry staan nie, maar het lyk cool. That's super cool. Ek love seker movie goed. Veral Star Wars movie goed. Veral nie so erg Star Wars nie, maar die little... Soos die Mandalorian met baby Yoda. Hy het 'n foto so op die stormtroopers gekry. Ons sal dit ons te forceer. Wil nie forceer nie, convince. Ons staan in die ry vir koekies. Hoe was dit om 'n foto op die stormtrooper te kry? Dit is super cool. Wat het ons koekies? Oi. Oh, ons het ons koekies. Wys my jou koekie. Dis 'n ou in 'n full Mandalorian suit met baby Baby Yoda Yoda op sy op rug wat soos blink en al baie te weggeloop. Ja, gaan die brandweer. Wat ek wou sê is shame, die posbus het koud gekry en toe brei hulle vir my keppie. Het jy die cool brander erop gesien? Ek het. Hulle het 'n coinwinkel gesien, toe raak ek excited. Want ek weet nie of julle weet dit van hom nie, van fact. Hy collect geld van oor die wêreld. Okay. En ou geld en nuwe geld. Wat was jou rand geweest? Ek like nou my antique coins te koop, nie want die meeste van die goed is net fake. En you'll never know. Ek het cool coins van die Olympics wat in Rusland was met die Olympic goed op en dan die hamer in die cirkel. Cool winkeltjie. My volgende big purchase is Nazi coins. Nazi coins. Okay. Hier is ons nou. British Museum. Ons is so in Bosai. Die staan in hotdogs. Staan in ry vir hotdogs. Sorry. No hotdogs. The fuck. Kom los hulle die sign buite. As julle nie kan agterkom nie, ek het nog geen breakfast geëet nie. Am hungry. Ek is pretty sure hierdie is een van daai stolen Greek sisters wat 'n monument moet ophou. Ek kan nie onthou wat 'n monument is en ek is ook nie 100% seker dis Greek nie. Maar daar iewers is daar 'n gebou. Ek sal hier onderin sit. Waar die sissies of die goddesses die gebou ophou met pilare. En hulle het daar net fisies gesteel. Don't know what this is. Daar is 'n volstreis eier. Very extra. Daar's dan 'n sword detail. Wow. Dit is 'n cool karakter. Dit is, hulle is allemaal baie cool. Die coolste, like for dragons. It's football fight. He is the one and only Hercules. So hierdie hele kamer, hy gaan ver aan, gaan oor enlightenment. So dis 'n klomp ou boeke oor die wêreld en goed wat hulle geleer het en die begin van archaeology en goedjies opkap en daar's 'n klomp samples en sulke goedjies. Nogal interessant. Kyk hierdie massive standbeeld van Easter Island af. Hy's apparently nog een van die kleintjies. Daar's van hulle wat 3 keer groter is as die bad boy. I give you ancient Egypt statues and sculptures. Imagine die drol wat die ding rondgestoot het. That's crazy. Ek bedoel, iets is so koffies. Hier was 'n mensie binne. Kan jy glo? Ons is nooit Egypte te gaan nie. Engeland het al die Egyptian stuff. Hulle het. It was tricky. Hier was ook 'n mensie binne. 'n Dooie een, hè? Wee. Soveel moeite. Daar's obviously nog een. Jy weet as jy veel moeite vir my vra. Ek beloof ek sal my vrou. Check dit lyk soos ek soek so 'n bad. Dink jy ek kan die ding koop as 'n bad? Ha? Ek bedoel die ding is massive. Jy sal seker 20 dillings hier binne kan lê. Ek bedoel kyk hoe cool is hierdie so koffies.
alles is obviously stories en allerhande goedjies wat hulle sê, maar ek bedoel, wat is hierdie? Wat sê dit? As hierdie nie aliens was nie, weet ek nie wat dit was nie. Hoe het mense hierdie goed gedoen back then? Hier is straight up alien 3D printing. Dis nou nie die 10 gebouwe nie, obviously nie, maar ek assume die 10 gebouwe was op 2 sulke oukies geskryf. Bah. 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 Dit is die bootjies waarmee hulle hemel of hel toe gegaan het. Dit is nogal cool. Die mense het soveel cool goed gekaaf. Dus is wel, het niks anders gehad om te doen hè. Dis ek kom ek sê, alien 3D printers. Al wat kan opmaak vir die goed. Kyk die lyne daar. Ek sê jou, dis 3D printed. Do 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 do. Dit is die actual Rosetta Stone. So dis 3 verskillende tale. Daai en daai. En dis hoe hulle hieroglyphe uitgefigure het. Want hulle kon daai, dit sê dieselfde ding, dit sit in 3 tale, maar hulle kon daai lees. So toe weet hulle daai en die hieroglyphe is dieselfde ding. So toe kon hulle die hieroglyphe decipher. Dit was super cool. Ek bedoel, kyk hier, hier zijn standbeelde van mense wat leeuwgesigte het. My guy. As dit nie aliens is nie, weet ek nie wat dit is nie. Ek moet bieg. Die Italianers het baie mooier stonework gedoen as die Egyptians. Die Egyptians het dit gedoen voor Jesus hier was. Duisende jare voor Jesus hier was. Michelangelo het dit gedoen met steel tools 300 jaar terug. Net stolfout. Nee, hulle het nie. Wat dan net klip. Klip en ek dink koper of brons. Hulle het genoeg gedoen. Nee. Maar dis kom ek sê, dit is purely 'n bewys van aliens, want hoe kan jy sulke smooth stonework doen? Nee? Hoe kan jy sulke smooth stonework doen? Sonder dit is actually sy kop, want hy's 'n alien. Net soos daai een, dis die groot papa alien. Hierdie is die aliens was 100% in Egipte gewees. Moenie vir my sê mense met fucking koper tools kan hierdie kerf nie. Hier's 'n koperbandjie. Ek kan nie dit kerf nie. Daar's nie 'n manier nie. Kyk hierso. Daar het die Egiptenare mannetjie gesit. Daar depict hulle letterlik die alien wat afkom en kennis met hom deel. Hierso, hierdie ook. Probably some alien story wat sê hoe die aliens hier aangekom het. Ek wil kykie. Gewone mense, aliens. Ek bedoel, hierdie Britte het so ver gegaan om straight up doorways te steel uit Egipte uit en dit net huis toe te bring. Ek bedoel, kyk hierdie ominous swart steen. Moenie vir my sê dis nie die deur van die UFO wat afgeval het nie. Ek bedoel, die ding is massive, scale and for size. Maar nou dink jy, wow, dit is so cool uitgekerf van die detail in sy mond en alles. My guy, die ding het 'n hele storie op sy rug ingekerf. Hoe de hel? Hierdie little dingetjie. 800 voor Christus, né? Het hulle sulke fyn detail in hom ingekerf. Hoe het hulle dit gedoen? So ons relive nou die ancient lion hunt met hierdie depictions hierso. So die koning het op sy chariot geklim en dan het hulle leeu's vrygelaat in 'n veld en dan het hy agter hulle aangejaag en hulle fisies doodgemaak. Kyk, hier's 'n cool video van dit. Die video is cool en alles, maar hier is letterlik die depictions, die original wall depictions. Baie cool, kyk al daar. Is die leeuwtjie gesteek en gespies en gefight en alles. Hierdie ouetjies het letterlik alles oral gesteel. Hier is alles ancient Greek. Sculptures en nie paintings, sculptures en carvings. En I mean a hele little house
just stolen. Little house. En Hierdie is alles van die Parthenon af. Al die sculptures, al die carvings in die muur is alles uit die Parthenon uitgesteel. dis hoe dit sou lyk. Nou lyk dit so. Mense kan nie na hulle goed kyk nie. Het 2000 jaar oorleef. En toe in 16 something, toe in die Ottoman Empire, daar is 'n plek gebruik waar hulle al hulle gunpowder gestoor het. En dis al wall. En toe blaas hulle die ding op. En toe geblaas, die hele dag het afgeblaas en alles het gebeur. En toe kom 'n chopping uit in die 1800s en tel alles op en bring uit Britannië toe. Griekenland is befok, hulle soek al die goed terug, maar Britannië sê net nee. So stupid. Hoekom sê jy gunpowder hier werk? Dis alles destroy. So ek het nou afgeluister by die ouetjie wat mooi is vir die mense verduidelik. Die was altyd geverf geweest. Jy kan ook van daai verf wat oorgebly. So dit was soos ingekleed. Dit was soos colorful. Dit was nie net grys nie. So teleurstellend. Die mense kon niks aan mekaar hou nie. Ons het nou 'n jump gemaak na Asian cultures toe. Hierdie is een of ander fancy hoendergod van Hindoeïsme. Ek weet nie wat hulle hier doen nie. Maar het lyk so creepy. Ook dit lyk scary. As ek my vingertjie daar gaan hou, gaan hy my hand byt. Dit is apparently baie belangrik. Image of Tara, the goddess of compassion. Is one of the most popular Buddhist goddesses. Baie oulik. Cool. Fucking whatever. As jy nou 'n bowler was in Egypteland, jy sou gou 'n gehad het, ha? Ene. Dit is oude koffie van iemand, who cares? Keer jy? Iemand sê, nou is nog een. Die cool ding is, hier's mummies, check him. So dis 'n full-blown mummy, dis 'n actual dooie mens. Hier binne, toegerap en fok weet waarmee hulle mummies toerap. Dis insane. Check. Nog een. Nog 'n dooie mens. Hierdie was 'n belangrike dooie mens, want hy het goud op. Shabam. Nog een. Maar kyk hoe cool is hy nou. Maar pas. Bam. Ons was nou in die Louvre en ons is nou in die British Museum en ons het kilometers gestap. Elke keer in al twee verskillende museums net om mummies te sien. En hy raak kwaad, hy raak soos outraged as hy nie kry wat hy soek nie. So dan storm ons deur die hele museum. Elke keer, dis nou die tweede keer. Ons het letterlik nog deur niks gestorm. Deur wat het ons gestorm? Jy is fisies lief. Deur wat het ons gestorm? Jy lieg vir die mense. Deur wat het ons gestorm? Jy fucking vloek en skree en skel en soek die trappe en jy's hysteries. Ja, maar ek wil opgaan want dit is so vir 'n baie. mummy. Nee, dis nie vir 'n mummy nie, dis vir die hele vloer, al daai goed om te doen. Maar nou gaan jy hier by 'n trap op en dan kom jy nie hier uit nie. Jy kom iewers anders uit. Hy's baie upset. En dan elke keer kom ons iewers uit dan sit 'n mummy. Ons het nou genoeg gesien. Die ding is, hier is ook soveel kak in die museum. Soos wie waren nou maar die ou vintage bakkies. Dis 4000 jaar oud. Cool bro, I don't care. Kyk, probeer jy die kak in hierdie plek. Ja. Kom kyk hier. Nou agter my gaan julle iets sien wat julle nog nooit gesien het in julle lewe nie. Iets groundbreaking, iets life changing. Twee klippe op mekaar. Dis twee fucking klippe op mekaar. Dis fisies een klip en nog 'n klip. Om vir jou te wys hoe hulle meel gemaak het back then. 'n Klip. My liefie, jy moet net waardasie kry vir die kuns in die antiekiteit. Nee, ek het gedink ons gaan kuns sien vandag. Dis is Nee, is nie kuns hier binne nie. Dis net ancient, maar soos ek sê, dis soos tussen 4000 en 800 BC. Dis hoe stok oud dink jy is oud. die berge? Ja, my Dis ook 'n vrou. klip. It's not the same. Soos hierdie is cooler. Dis nou European culture. Ou swaarde en maar soos 'n stok ou swaarde en skilde en die Viking se Viking wiki en
a bronze mirror. So like dis cool goed en soos hierdie ek weet nie wat dit is nie, maar dis cool. Maar dis daar nie 'n klip nie. Ek voel die British Museum met hulle geld spaar. Al hierdie goed terugstuur na die lande toe van waar dit kom. En dan as jy dit daar sien in konteks, dink ek gaan dit bietjie meer impressive wees. Maar dis nou soos die 15de klip wat so lyk. Hulle almal lyk so. Maar as jy die nou in Persia of waar kom die vandaan? Een of ander plek. As jy dit nou daar sien, dan sê jy soos, oh wow, dit was op hierdie grond gewees. Verstaan, dit maak nou sin. Ja, dis cool. Maar die klippe, send dit back. Wat is die? Dis die duiwel se werk. Hoekom? Dis 'n horlosie. Huh? Dis 'n klok, dis 'n actual horlosie. Nou, hoekom is die duivel se werk? Want hoe werk hy? Hoe kom tik aan jou? Hy doen nie. En ons drade en goed. Where we started and where we are now. Hulle gaan nou begin sing oor Hercules het liefde vind. Die is alles 'n library om die queen te commemorate. Dis baie cool. So dit was alles regte boeke. Daar was baie blank spaces daar, ek weet nie waar die boeke heen Boeke is is nie. uit. Boeke is uit Dis vir vir mense research doen en goed. ja, uit vir research. Paternoster, ons was net daar. Dit is nou hier by St. Paul's Cathedral. Jy sal nie so sê nie, het lyk dit of ons in 'n parkie is. Maar as ons net bietjie aanloop, sal jy dit sien. So dit is dit. Dit is huge. Ek dink ons is al by die voorkant met dit. Maar dit is massive. As ek voor my kyk, is dit al wat ek sien. En dan... Dit is huge. Very big. So hierdie is waar Diana getrou het. Sy het by daai deur daar ingeloop. Westminster het Kate en William getrou. En die Queen. Way back when. Maar Hulle het hulle Diana digter. ja, nie by Westminster Abbey nie. Wat is daai valse inligting gehoor? By my ma. Iemand wat hier royal follow. Imagine you can see die getroud, huh? That's flipping cool. Just imagine. En ons daai jou entrance. Insane. Ek het alweer vir julle geleek sy hieraan. Hierdie is die ander kant van die ding. Ek weet nie, want ons is nou... Waar is ons? Hier. Ja, dit lyk soos 'n Ons is nou voorkant. hier. Dit lyk soos die voorkant. Dylan sê, hy dink sy het Nee, ek dink sy het hier ingeloop. Maar my fok, dis waar ons dan is. Ja, Dis wat jy net gesê het Daar's nie. ingeloop en daar's Paternos is square, boys. As jy in Londen, as jy nie 'n paai eet nie. Daai mash lyk lekker. Daar is gravy. Paai het nou 'n bietjie sad gelyk. Ek hou net nie van gravy nie. Maar kyk, ons het jammer paai. Is dit 'n jammer paai? Myne is lekker. Kyk my little gravy boat. Oi, A little river. 'n gravy trein. Het jy dit daarom uitgevang? Het jy daai laaste klei goed geverf? Ja. Het jy? Gaan wys my. Dylan se klein, Mickey se kleinkinders laat ons Dylan te behou vir al sy leer. Dylan is besties. Het jy nie alles geverf nie, want jy het 'n bordjie geverf. Oei, dit is nog nie al geverf nie. Hoekom nie? Hoe cool ek die plek. Die ou gebou tussen al die moderne geboue. Maar ek het geen idee waar ons is nie. Dit is blykbaar 'n market. Dit lyk soos waar hulle die scene van Charlie and the Chocolate Factory geshoot het. I might be wrong, maar dit lyk baie cool. Nee, Charlie and the Chocolate Factory nie, Wonka. Kijk, dat is die pointy building.
wat lyk soos 'n bullet. Of 'n eggie. Of 'n rocket chip. So ons het nou baie ver geloop. Hierso, in die straat, bam, boom. Dis vir Jack the Ripper. Vir Catherine Eddowes doodgemaak het in 1888. Kan jy glo? Dis nog sit, dis een van soos die enigste site wat as jy nog straatjie is. Waar hy al doodgemaak het. Crazy, want niemand weet tot vandag toe wie die perd is nie. So hier is London Tower. Ja. Lyk hier soos 'n tower nie? Giving not tower. En dan is die London Bridge. Dit lyk ook nie vir vol nie. London Bridge is falling down. Die inkie is baie cute. Dis hoe London lyk van onder die bridge. Very cool. It's a war memorial. That's cool. Sorry, Choppy's call.